Wat en hoe is liefde? Verstaan liefde volgens die Bybel. Liefde is die wese van God. In 1 Johannes 4 vers 8 sê die Bybel dat God liefde is. Dit beteken dat die liefde nie net 'n eienskap van God is nie, maar fundamenteel is wie hy is. Alles wat God doen word deur sy liefde beïnvloed, wat dit 'n sentrale tema maak reg deur die skrif. Soorte liefde. Die Bybel beskryf verskeie vorme van liefde, insluitend agape liefde. Dit is 'n onbaatsigtige, onvoorwaardelike liefde, dikwels geassosieer met God se liefde vir die mensdom. Dit is 'n liefde wat voortduur, ongeag omstandighede. Filiale liefde, dit verwys na broederliefde, die liefde wat tussen vriende gedeel word. Eros liefde, dit is romantiese liefde, wat in die konteks van die huwelik gevier word. Liefde in aksie. Bybelse liefde word gekenmerk deur dade, eerder as blote gevoelens. Jesus het byvoorbeeld liefde geïllustreer deur sy offer aan die kruis, en dit toon dat ware liefde dikwels selfopoffering en toewyding behels. Die grootste gebooie in die Nuwe Testament is die grootste gebooie deur Jesus opgesom, met net 2 gebooie wat totaal op liefde gesentreer is. Jy moet jou Here, jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit dui daarop dat liefde die fondasie moet wees vir die Christelike geloof en 'n etiese lewe. Kenmerke van liefde. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beul nie en is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is ook nie kort van draad nie. Dit hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie, dit treur oor onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie. Hierdie gedeelte beklemtoon dat liefde blywend is en nie verander op grond van omstandighede nie. 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 sê, geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Die nutteloosheid van 'n liefdelose lewe. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 sê, al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en sou ek alle geheime kon ontrafel, en al die kenners ter wêreld hê, en al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. En al sou ek al my besittings vir die armes gee, en selfs my liggaam opoffer, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek kom die liefde kort, sodat my niks help nie. As ek persoonlik so na hierdie laaste 3 verse kyk, besef ek, en miskien ander ook, dat ek tot nou toe die merk heeltemal gemis het. Hoe tragies. Ek het op 'n punt gekom waar ek nie baie lief is vir myself nie, maar vandag besef ek die volgende. Die opdrag om ander lief te hê. Soos vroeër genoem, het Jesus geleer dat die tweede grootste gebod is om jou naaste lief te hê soos jouself. Dit impliseer dat daar 'n inherente verwagting is om jouself lief te hê, om ander behoorlik te kan lief hê. Die opdrag veronderstel dat 'n gesonde selfliefde die grondslag is waarop liefde vir ander gebou word. Erken jou waarde. Die Bybel leer dat elke individu na die beeld van God geskape is. Hierdie konsep impliseer dat elke persoon intrinsieke waarde en waardigheid het. Om jou waarde in God se oë te verstaan, kan 'n deurslaggewende stap wees om selfliefde te bevorder. Selfsorg en welstand. Alhoewel die Bybel nie die presiese term selfliefde gebruik nie, pleit dit wel vir die versorging van jouself. Byvoorbeeld 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 herinner gelowiges daaraan dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is.
wat daarop dui dat om vir jouself om te gee 'n vorm van eer aan God is. Die krag van vergifnis. As jy sukkel om jouself lief te hê, kan dit dalk help om na te dink oor die Bybelse leerstellings oor vergifnis. In Christus word aan gelowiges vergifnis en genade gebied. Om hierdie vergifnis te aanvaar, kan help om skuldgevoelens of skaamte wat selfliefde belemmer, vry te laat. Praktiese stappe om selfliefde te kweek. Bevestigings. Herinner jouself aan jou waarde en die positiewe eienskappe wat jy besit. Dankbaarheid. Hou 'n dankbaarheidsjoernaal om op die goeie aspekte van jou lewe en jouself te fokus. Gebed en nadenkinge. Spandeer tyd in gebed en vra God om jou te help om jouself te sien soos hy jou sien. In samevatting is liefde volgens die Bybel dus 'n goddelike, onselfsugtige en na aksie georiënteerde beginsel wat God se karakter weerspieël en noodsaaklik is vir menslike verhoudings. Dit verwag 'n wilsbesluit om in die beste belang van ander op te tree, wat die volheid van God se liefde in ons lewens sigbaar sal maak. Ek hoop van harte dat hierdie stukkie, soos vir my, iets vir iemand beteken het. Groetnis, Koos.